Goeiemôre maats, ons sluit hierdie week se Pinksterreeks af met hierdie volgende eksperiment. Nou vir hierdie eksperiment gaan ek vir julle verduidelik wat het gebeur op Pinksterdag. Ek gaan eers vir ons lees uit Handelinge 2 uit. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos van 'n geweldige stormwind, en dit het hulle die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees gevul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het hulle in ander tale begin praat. Nou wat het daardie dag gebeur, maats? Nou ek wil vir julle wys, soos wat hulle daar in Handelinge gevul is met die Heilige Gees. Het jy geweet, ek en jy is ook gevul met die Heilige Gees? Nou, die Heilige Gees verduidelik hulle soos 'n vlam. En vandag het ek 2 kersse vir ons as voorbeeld. Nou soos hierdie 2 kersse wat aan die brand is ek en jy gevul met die Heilige Gees. Maar wat beteken dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Wel maat, soos hierdie 2 kersse, het ek en jy besluit om elke dag te neem. Maar meeste van die kere wil ek en jy ons eie kop volg. Ons wil doen wat ons wil hê. En ons luister nie altyd wat God ons wil hê ons moet doen nie. Ons luister nie altyd vir die Heilige Gees nie. En daarom is dit hoekom Jesus vir ons die Heilige Gees gestuur het. Om in ons te werk en om deur ons te werk. Nou wil ek vir julle vra, watse kers dink julle gaan die beste brand tussen hierdie 2? Hulle is albei aangesteek. Is dit hierdie groot wit kers? Of is dit hierdie klein rooi kersie? Nou maat, baie keer is hier die wit kers soos my en jou eie wil. Ons eie koppe wat ons wil volg. Ja, dit lyk soos die beste plan, en ons maak baie plannetjies, en ons dink, ja, ons wil onsself volg, want dis die beste vir my en jou. Maar dis nie altyd wat die Heilige Gees wil hê ons moet doen nie. En so kom die wêreld, en so kom die lewe, en dan blus hy ons vlammetjie, en dan brand ons nie meer nie. Maar kyk hierdie klein rooi kersie. Dit is wat dit is om te luister na die Heilige Gees, want ons is gevul met die Heilige Gees. Dit is wat dit is om toe te laat dat die Heilige Gees deur my en jou werk. En kyk wat gebeur as die wêreld deur ons wil blaas. Hy gaan nie uit nie. Hy steek net weer aan die brand, so die wêreld kan kom en hierdie lewe kan kom, maar omdat ek en jy luister na die Heilige Gees wat binne ons en deur ons werk, kan ons vlammetjie nie uitgesit word nie. Hy kan nie geblus word nie. Hoekom nie? Want dit is die Heilige Gees self. Dit is God se Gees wat binne my en jou brand. Daarom sal ons nooit geblus word nie. Kom ons bid nou saam. Here, dankie dat ons weer hierdie week kon leer wat U kom doen het nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, Here. Dat U nie ver is nie, maar dat U deur ons werk, deur die Heilige Gees wat U aan ons gestuur het. En binne ons het U 'n lig aan die brand gesteek, 'n vuur om uit te gaan en te doen soos U wil hê ons moet. Mag ons elkeen ons ore oopmaak en luister na die Heilige Gees wat binne ons werk en deur ons wil werk, Here. Mag ons nie kyk na die wêreld en wat die wêreld wil hê nie, Here. Nee, maar mag ons opkyk na U toe en mooi luister wanneer U met ons praat. Ons bid dit in U naam. Amen.